Baie welkom by nog 'n episode van Verhouding Fix en dankie dat jy weer vandag ook inskakel. In hierdie reeks gesels ons oor temas wat mense wat in verhouding leef ook raak. En vandag gesels ons oor 'n sensitiewe onderwerp wat volgens Statistiek Suid-Afrika ongeveer 22,000 paartjies per jaar beïnvloed. En dit is die hartseer realiteit van egskeiding. Nou, een van die beelde wat 'n huwelik vir my mooi beskryf is die van 'n brug wat oor 'n rivier strek en weerskante van hierdie brug is daar dan twee mense wat deur die brug verbind word aan mekaar. Nou, met die verloop van jare bou hierdie mense saam aan die brug. Elke plank verteenwoordig dan gewoonlik iets. Byvoorbeeld hulle liefde vir mekaar, die beloftes wat hulle aan mekaar gemaak het, die herinneringe wat hulle deel, maar ook die drome wat hulle vir die toekoms het. Nou, aanvanklik is hierdie brug baie sterk en stewig, selfs iets besonders om te aanskou. Maar met die verloop van jare, dan gebeur daar iets met hierdie brug. Eers is die veranderinge baie klein, amper te klein om raak te sien. As byvoorbeeld 'n plank wat effens losraak, of 'n paar spykers wat begin roes. En aanvanklik vertoon die brug nog stewig, maar geleidelik begin jy voel, dit raak al hoe meer wankelrig en onstabiel. Tot op 'n dag waar dit nie meer veilig is om oor hierdie brug te loop nie. Julle wil graag steeds aan die ander kant uitkom, maar elke tree voel wankelrig. Nou, in baie gevalle besluit mense dan om eerder af te klim van die brug af, in plaas van om dit te probeer herstel. Nie omdat hulle noodwendig wil nie, maar omdat hulle voel dat dit te veel energie gaan vat om hierdie brug weer stewig te maak. Nou, egskeiding voel vir baie mense presies so. Dis nie 'n besluit wat 'n mens ligweg neem nie. Dis gewoonlik seer, dis deurmekaar, dis baie kere vol skuldgevoelens en dikwels ook vol vrae. Nou, in vandag se episode wil ons oor die hartseer realiteit van gebroke verhoudings gesels. Nie om te oordeel nie, maar om 'n bietjie perspektief te probeer gee as dit is waar jy en jou maat julle dalk nou bevind of onlangs bevind het. Dalk is dit goed om sommer aan die begin ook net te noem dat die Bybel nie die tema van egskeiding ontwyk nie. Reeds in Deuteronomium 24, dan gee God vir Moses bepaalde reëls oor egskeiding. Nie omdat hy dit goed praat nie, maar omdat hy veral vroue en weerloses wil beskerm teen uitbuiting. En toe Jesus later Matteus 19 daaroor praat, het hy ook iets gesê wat baie wys is. Hy het gesê, dit is vanweë julle harde harte dat Moses dit toegelaat het. Van die begin af weet ons was dit nie God se voorkeurplan nie, want hy het geweet hoeveel seer en worsteling daarmee gepaard gaan. Met ander woorde, God se droom vir die huwelik was altyd iets mooi en iets wat sy verbintenis met ons as mens simboliseer. Maar hy weet dat ons ook in 'n gebroke wêreld leef, waar iets so goed en mooi soos die huwelik ook bedreig word. Wat my opval van Jesus is dat hy nie sy arms vou en wegkyk as dinge skeefloop in 'n huwelik nie. Maar hy is eerder die God wat by ons in ons gebrokenheid kom sit. Daar op die brug wat gebreek of gekraak het. En daar kom ontmoet hy jou, wanneer dit voel of die lewe die mat onder jou uitgeruk het. Nou kan 'n mens vra, maar wat lei tot egskeiding? Dit is altyd 'n moeilike vraag om te vra en selfs 'n moeiliker een om eerlik op te antwoord. Want kom ons wees eerlik, niemand begin 'n huwelik met die gedagte dat dit weer iewers in die toekoms moet eindig nie. Meeste mense trou met hoop en verwagtinge in hulle oë, met drome in hulle hart en 'n trouring wat sê vir altyd en ewig. Maar dan gebeur die lewe. Geleidelik begin daar probleme intree in 'n verhouding. Amper soos 'n dak wat water lek en dan met tyd die balke begin beskadig. Nou, navorsers sê vir ons daar's 'n paar herhalende temas wat gereeld opduik as redes, of ons kan ook sê as tekens dat dinge nie reg loop nie. Nou, kom ons gesels bietjie daaroor. Die eerste ding, dink ek, wat so 'n teken is dat daar 'n afname in kommunikasie is. Aan die begin van 'n verhouding kan 'n mens mos vir ure gesels. Ons stel opreg belang in mekaar. Ons wil alles van mekaar weet, wat ons dink en droom en bang maak, maar ook dinge uit ons verlede en ons grootword jare. Maar dan met tyd raak hierdie gesprekke korter en meer prakties, minder op 'n mens se hart gerig. En dis nie dat julle nie meer praat met mekaar nie, dis net dat julle nie meer na mekaar luister nie.
Mense praat by mekaar verby en ons kommunikeer net die noodsakelikstes. Wie byvoorbeeld die kinders moet oplaai by die skool en wie moet onthou om die melk en brood te gaan koop by die winkel. So dis die eerste teken. Die tweede ding wat 'n groot gevolg is van egskeiding is die toename in die voorkoms van ontrouheid. Nou hier gaan dit nie net oor fisiese verhoudings nie. Dit kan ook emosionele ontrouheid insluit. Byvoorbeeld wanneer 'n huweliksmaat by die werk met 'n kollega 'n groter koneksie het en meer begin deel as met sy maat. Ontrouheid bring daarom afstand, maar dit laat ook littekens. En wanneer vertroue eers verbreek is, dan raak dit baie moeilik om weer op dieselfde manier na mekaar te kyk. Die bekende tydskrif Psychology Today sê dit is een van die algemeenste redes waarom mense uiteindelik sê ek kan nie meer in hierdie verhouding bly nie. Dan 'n derde teken of rede is onversoenbare verskille. Nou Hollywoodsterre is baie lief om hierdie as 'n rede te gee vir egskeiding. En dit klink vreeslik ingewikkeld, maar dit is eintlik baie eenvoudig. Soms raak twee mense net te verskillend met tyd en hulle groei uit mekaar uit. Nou miskien het julle in die begin van julle huwelik gevoel, julle is op dieselfde bladsy, maar net om dan jare later te ontdek, ons leef eintlik in totaal verskillende boeke. En dit is omdat ons waardes en ons verwagtinge en ons drome vir die toekoms begin bots. En al probeer 'n mens kompromieer, dan kom daar net 'n eenvoudige punt waar jy voel, ek weet nie of ons mekaar nog verstaan nie. Hierdie tipe verskille het dan niks te doen met wie is reg en wie is verkeerd nie. Dis net dat ons lewensrigtings begin verskil en dis pynlik. Nou, 'n volgende rede, die vierde een, is ook wanneer ons geldsake begin druk. Ek dink dis een van die mees onderskatte stressors in enige verhouding, wanneer daar finansiële druk is, byvoorbeeld 'n toename in skuld wat iemand aangegaan het, of werkloosheid, of ook verskillende maniere hoe ons met geld werk. Al hierdie dinge bring spanning in ander areas van 'n mens se verhouding en kan 'n invloed hê. Skielik raak dit vir ons moeilik om saam te droom, want alles begin nou soos 'n stryd voel. En hierdie spanning kan ook 'n groot wig blaas tussen mense. Dan die laaste rede wat aanleiding gee tot egskeiding, seker ook die moeilikste, maar ook die pynlikste rede waarom mense uitmekaar dryf. Maar dit is ongelukkig ook 'n werklikheid. Wanneer daar 'n verslawing in die huwelik is, of dit nou in die vorm van drank of dwelms, dobbelary of pornografie is, dan raak hierdie verslawing die derde party in 'n verhouding. Iets wat tussen julle insluip, en stadig maar seker die dinamika verander. Dan is daar natuurlik ook mishandeling, en ons weet dit kom in verskillende forme voor, fisiek, emosioneel, maar ook verbaal. En dis belangrik om dan ook vir mekaar te sê, wanneer 'n mens dalk in hierdie omstandighede vasgevang is, dat dit nooit God se wil is, dat ons in so 'n onveilige ruimte moet bly nie. Vertroue en veiligheid en waardigheid, dis die basiese boustene in 'n gesonde verhouding. En sonder dit is dit nie meer 'n huwelik nie. Dan raak dit 'n tronk en 'n gevangenskap. Nou die van die kykers wat al deur die pynlike pad van 'n egskeiding moes gaan, sal weet, dis een ding om egskeiding te oorweeg, maar dis 'n heel ander storie om daardie pad ook werklik te stap. En soos met enige oorgang in die lewe, of dit nou 'n verhuising is of 'n nuwe werk, selfs die verlies van 'n geliefde, is daar ook bepaalde slaggate waarin ons nie moet trap nie. Goeters wat gebeur waarvoor ons dalk nie gereed is nie. Dinge wat jou onverwags gaan tref in hierdie proses. En ek dink dit is ook belangrik dat ons hulle uitwys. Nie om bang te maak nie, maar eerder om te help en mense te laat besef dat hulle ook nie alleen is in daardie situasie nie. En sodat jy emosioneel en geestelik ook voorberei kan wees vir wat moontlik mag kom. So kom ons praat ook dan oor 'n paar slaggate. Spesifieke goed wat 'n mens nie in 'n egskeidingsbevel van die hof of die wettige dokumente gaan lees nie, maar wat jy in jou hart en in jou huis sien afspeel lank na die laaste handtekening. Ek dink die eerste ding is dat 'n mens se emosies begin wipplank ry. Daar is emosionele onstuimigheid. As jy al ooit iemand hoor sê het, ag daardie bevel is eintlik maar net 'n stukkie papier, dan weet jy,
Hulle het nog nooit self daardeur gegaan nie. Want 'n egskeiding is baie meer as net 'n klomp administrasie. Dis ook rou emosie. Dis die dood van 'n droom. En soos met enige verlies, loop 'n mens 'n unieke pad na aanvaarding en genesing. Dis hoekom die sielkundige Elizabeth Kubler-Ross lank gelede gepraat het van die stadia van rou by die verlies van 'n geliefde. Daardie stadia wat ons ontkenning en woede, onderhandeling, selfs depressie en dan aanvaarding noem. En in 'n egskeiding kan dit gebeur dat jy soms al 5 sommer op een dag beleef. Een oomblik is jy kwaad vir jou maat. Die volgende oomblik mis jy die ander persoon so erg dat jy begin wonder of jy nie dalk 'n fout gemaak het nie. Skuldgevoelens maal deur jou kop en eensaamheid bekruip jou, veral in die aande as jy alleen is. En dis hierdie emosionele warrelwind wat jou uitput. En hoor net, dis normaal, dis menslik. Maar ons het 'n tweede slaggat waarvoor ons moet pas op, en dit is die trauma wat kinders beleef tydens 'n egskeiding. Egskeiding is nooit net tussen twee groot mense nie, veral as daar kinders is nie. Hierdie skeiding word deur hulle ook baie meer kompleks en intens beleef, want hulle hoor en sien en voel dinge anders as ons as volwassenes. Dr. Archibald Hart het baie hieroor geskryf en sê, kinders beleef in so 'n proses verwarring, lojaliteitskonflik en partykeer selfs verwerping. En hulle weet nie altyd hoe om hierdie gevoelens te verwoord as daar skeiding plaasvind nie. En daarom wys hulle dit deur hulle gedrag. So hulle mag dalk teruggetrokke raak. Hulle kan woede-uitbarstings kry. Hulle kan swakker presteer op skool, selfs sukkel met angs en forme van scheidingsangs. En wat hulle dan nodig het, is nie 'n volwassene wat hulle verder oorlaai met skuldgevoelens of hulle selfs verwar nie, maar een wat bereid is om te luister, te koester en leiding te gee deur hierdie doolhof van emosies. Daarom is dit altyd aanbeveelbaar om in sulke oorgange ook die raad van 'n professionele terapeut in te roep, om kinders en ouers deur so 'n oorgang te begelei. Die derde ding of slaggat is iets wat 'n mens onverwags kan tref op die pad van egskeiding. En dis die verlies aan sosiale gemeenskap. Nou dis een van die pynlikste goed wat 'n mens eintlik nie vooraf verwag nie. Daardie stil eensaamheid na 'n egskeiding. Want kom ons wees eerlik, mense kies ook kante. Families wat altyd alles saam gedoen het en mekaar oor en weer genooi het, begin nou kies wie hulle eerste wil nooi. Vriende wat nie weet wat om te sê nie, begin hulle geleidelik ook onttrek van jou. Dit mag selfs gebeur dat 'n mens hierdie eensaamheid ook in jou geloofsgemeenskap kan beleef. Sommige mense het al vir my genoem dat hulle aan die begin van die egskeiding en ook 'n ruk daarna nie meer so welkom gevoel het by hulle kerk soos voorheen nie. En dit is waar die liggaam van Christus dan 'n baie belangrike rol speel. Mense wat in die storm van 'n egskeiding vasgevang is, het nie 'n sedepreek nodig nie, maar hulle het 'n plek aan die tafel nodig, waar daar nie vrae gevra word nie, waar daar nie etikette om die nek gehang word nie. Net ondersteuning en liefde en aanvaarding en 'n teenwoordigheid van mense wat bereid is om te luister. 'n Vierde slaggat vir wanneer jy hartseer en verward voel, is dat 'n mens probeer om te vinnig weer heel te word. En vir party mense beteken dit om so gou as moontlik weer in 'n verhouding betrokke te raak, sodat ek die seer van die vorige verhouding kan vergeet, voordat dit deurgewerk is. En verstaan my mooi, ons as mense is gemaak vir verbintenis. So dis goed dat ons 'n maat het, selfs dat ons weer iewers in die toekoms liefde vind. Maar as ons te gou met hierdie onverwerkte seer in 'n volgende verhouding instap, doen ons onsself en die nuwe persoon groter skade aan. Dis soos om op 'n gebreekte been te probeer hardloop voordat dit gesond is. Jy gaan net nog verder seer kry. En daarom moet jy jouself ook genoeg tyd gee. Tyd om te huil, tyd om te dink en te reflekteer, tyd om jouself weer te vind, sonder om eers iemand anders nodig te hê om jou weer te laat mens voel. Nou, as ons hierdie slaggate kan raak sien, dan kan 'n mens ook vir ander mense wat hierdeur moet gaan ondersteuning bied. Maar ons moet ook hoor
Egskeiding is nie die einde van jou verhaal nie. Dis 'n hoofstuk wat jy met sorg en wysheid moet hanteer, sodat jy kan heel word. Nou tot hiertoe het ons net gepraat oor wat die huwelik laat kraak en hoe die pad van egskeiding vol slaggate is. Maar nou wil ek graag in die laaste afdeling saam met jou kyk, hoe beweeg 'n mens dan vorentoe? Hoe stap jy oor daardie brug wat nie meer voel soos iets wat jou volle gewig kan dra nie? Hoe sit jy die een voet voor die ander as jy nie meer weet waarheen die pad lei nie? Nou hierdie is nie 'n perfekte gids wat ek nou gee nie, maar ek hoop tog dat dit 'n paar wyshede bevat wat jou of iemand wat jy ken ook kan help op hierdie pad na genesing. Die eerste ding is dat ons die werklikheid en die rou en die verlies van die situasie sal erken. Nou dis normaal om aan die begin deur mekaar te wees. Dis normaal om soms in die oggende op te staan en te voel ek is nie okay nie. Jy hoef nie elke dag sterk te wees nie. Jy mag soms huil. Jy mag kwaad wees. Jy mag vra. Dis ook nie 'n teken van swak geloof nie, maar is 'n teken dat jy 'n gewone mens is. Ons moet onthou dat rou het in elkeen van ons sy eie pas en daarom moet ons dit nie probeer forceer nie. Psalm 34 sê so mooi: die Here is naby die gebrokenes van hart. Met ander woorde, hy hardloop nie weg van ons af as ons treur nie, maar hy kom sit langs ons daar op die vloer en huil saam met ons. Die tweede beginsel waarmee ons mekaar kan help, is dat ons moet hulp kry. Ons hoef nie hierdie dinge alleen te dra nie. Partykeer probeer ons probleme en ons hartseer op ons eie hanteer. Ons maak onsself wys dat ons moet sterk wees, want wat gaan die mense of my familie van my dink? Maar weet jy wat? Daar is ook krag daarin om te sê, ek het hulp nodig. Dit is hoekom daar Christenberaders, terapeute en ondersteuningsgroepe is, om te luister, te ondersteun en saam met jou ook 'n nuwe pad te probeer bou. Mense wat jou kan help om te ontdek wat jy kan leer ook uit hierdie seisoen van jou lewe en jou kan help om te leer van jouself. Onthou, selfrefleksie en selfondersoek is nie dieselfde as selfverwyd nie. Dis juis 'n pad van insig en van volwassenheid en op die eind van genesing. Die derde ding is dat ons sagter sal wees met onsself. Want ons is baie kere ons eie grootste kritisie. Maar hoor mooi, jy is meer as 'n etiket. Jy is nie net 'n geskeide persoon nie. Jy is steeds geliefd, jy is geroep deur God en jy het steeds 'n doel. En net omdat 'n verhouding misluk het, beteken dit nie jy is 'n mislukking nie. God kyk nie na jou soos mense of die samelewing dalk soms doen nie. Hy sien die hele mens en hy is nooit klaar met ons en ons verhaal nie. En dan die tweede laaste gedagte, skep vir jouself ook nuwe roetines. Na 'n storm is daar mos gewoonlik ook 'n stilte. En dis baie keer hierdie vreemde leegte, maar dis ook 'n geleentheid. Dis die seisoen waar jy weer kan leer wie jy is, sonder die verwagtinge van 'n ander persoon se behoeftes. En daarom moet jy klein begin. Stel vir jouself eenvoudige doelwitte. Sê vir jouself, ek gaan weer begin stap of oefen. Ek gaan elke oggend vir 5 minute bid. Ek gaan daardie spesifieke boek wat ek graag wou lees klaarmaak. En so herontdek jy nuwe belangstellings en voorkeure en ideale. En jy doen dit teen jou eie pas. En as jou verhouding met God ook 'n bietjie stil geraak het, begin weer toenadering soek. Bid meer, word stil voor hom. Lees dalk 'n psalm of 2 elke dag. Dalk moet jy selfs 'n nuwe gemeente vind waar jy net jy kan wees, sonder die oë op jou of vra wat gevra word. So dis nie 'n herstel oornag nie. Dis 'n herstel waar jy elke oggend nuut ook aanpak. En dan laastens, onthou ook as daar kinders betrokke is, wees vir hulle ouers, selfs al is julle nie meer maats nie. Kinders het ons gesê, sien en ervaar meer as wat ons dink. Hulle voel alles. En daarom is dit so belangrik dat julle as ouers moet probeer saamwerk. Nie net vir julleself nie, maar veral ook vir hulle. Jy hoef nie al die besonderhede te vertel van die mislukte verhouding nie, want dis nie hulle emosionele las om te dra nie. Wat hulle egter nodig het, is sekerheid
en liefde en aanvaarding. En die wete dat julle as ouers steeds daar gaan wees vir hulle. Onthou, hulle het nie perfekte ouers nodig nie, maar hulle het teenwoordige ouers nodig. Mense wat eerlik en sag en beskermend is. En jy kan dit wees, selfs al voel jy stikkend binne. So ek hoop en vertrou dat hierdie gesprek jou 'n bietjie meer insig kon gee, ook in hierdie moeilike pad van egskeiding. En dat dit jou ten minste net kan help om 'n paar gedagtes hieroor te verwoord en ook om hulp te soek as die las te swaar raak en jou vaardighede min voel. Onderaan hierdie video in die beskrywing is daar weer 'n paar vrae wat jy gerus kan lees en oordink om hierdie tema verder vas te lê. Deel ook hierdie video met iemand wat dit dalk mag nodig hê. Mag jy 'n geseënde week hê.